Welkom liewe vriende vanmôre by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ek is Dominee Adriaan Swart en is my heerlik om vanmôre saam met jou rondom die woord van die Here stil te word. Ons is besig met ons reeks met die tema Stewig geanker en vandag is deel 2. Ons tema dan vandag Stewig geanker in die woord van God. Ons skriflesing kom uit die woord van die Here uit Psalm 1. Ons gaan lees vers 1 tot 3. Welgeluksalig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Net tot sover. Broeder en suster, daar is baie min dinge wat so noodsaaklik vir 'n Christen is as die woord van God. Tog leef ons in 'n tyd waarin baie gelowiges die Bybel al hoe minder lees. Ons spandeer ure op ons selfone, luister na menings op sosiale media en word oorlaai met inligting van die wêreld. Maar hoeveel tyd gee jy aan die woord van God? Psalm 1 wat ons vanmôre saam gelees het, begin met 'n beskrywing van die ware gelukkige mens. Hy is nie iemand wat sy rigting by die wêreld soek nie, maar iemand wie se behaag in die wet van die Here is. En hy oordink sy wet dag en nag. Die psalmskrywer vergelyk so 'n persoon met 'n boom wat by waterstrome geplant is. Die boom hoef nie te soek na water nie. Sy wortels word voortdurend daardeur gevoed. Net so word die gelowige se lewe gevoed, wanneer hy hom aan die woord van God onderwerp. Die Bybel, broeder en suster, is nie bloot 'n versameling ou verhale of menslike wyshede van die eeue nie. Dit is die lewende woord van God. Paulus skryf in 2 Timoteus 3, vers 16 tot 17. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. God openbaar homself deur sy woord. Daar leer ons wie hy is, wie ons is en hoe ons gered kan word. Sonder die Bybel sou ons nooit die evangelie van Jesus Christus geken het nie. Petrus sê in 1 Petrus 1 vers 23 dat ons wedergebore is deur die lewende woord van God. Die Heilige Gees gebruik die woord om geloof in ons harte te werk en om daardeur geloof te versterk. Daarom kan geen Christen geestelik groei sonder die Bybel nie. Ons lewe in 'n wêreld, geliefdes, waar waarheid voortdurend bevraagteken word. Wat vandag as reg beskou word, word môre verwerp. Mense verander dikwels hulle opinies, maar God verander nooit. Jesaja 40 vers 8 sê, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onsse God hou stand in ewigheid. Wanneer ons lewe op die woord gegrond is, word ons nie heen en weer geslinger deur elke nuwe idee of leerstelling nie. Die Here Jesus het self tydens sy versoeking in die woestyn 3 keer geantwoord, daar is geskrywe. Hy het nie op menslike redenasie staat gemaak nie, maar op die gesag van die skrif. As die Seun van God die woord as sy wapen gebruik het, hoeveel te meer behoort ons dit ook te doen. Die doel van Bybellees, geliefdes, is nie bloot om meer kennis op te doen nie. God wil deur Bybellees ons harte verander.
Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Wanneer ons die skrif met 'n nederige oop hart lees, ontbloot God ons sonde, troos hy ons in swaar kry en wys hy die pad van gehoorsaamheid. Jakobus waarsku dat ons nie net hoorders van die woord moet wees nie, maar ook daders. Ware geloof word sigbaar in 'n lewe wat deur die woord gevorm word. Hoe meer ons Christus in die skrif leer ken, hoe meer verander die Heilige Gees ons om aan sy beeld gelykvormig te word. Hoe lyk jou verhouding met die Here? Lees jy die Bybel net wanneer jy tyd het? Of is dit die daaglikse brood waarsonder jy nie kan klaarkom nie? Begin elke dag deur eers na God se stem te luister voordat jy na die wêreld luister. Lees die Bybel bidtend. Vra die Heilige Gees om jou verstand te verlig en jou hart gewillig te maak om te gehoorsaam. Onthou, 'n Bybel wat net op die rak lê, sal jou nie verander nie. Maar 'n Bybel wat oopgemaak, gelees, geglo en gehoorsaam word, sal jou lewe verander. 'n Skip se anker hou hom vas wanneer die see onstuimig raak. Net so hou die woord van God die gelowige vas wanneer die storms van die lewe woed. Wanneer jy onseker is, gee die woord rigting. Wanneer jy moedeloos is, gee die woord troos. Wanneer jy versoek word, gee die woord krag. En wanneer jy twyfel, wys die woord jou weer na Jesus Christus, die vleesgeworde woord, in wie al God se beloftes vervul is. Mag ons elke dag die Bybel oopmaak met die gebed van Samuel. Spreek, Here, want u dienskneg luister. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat u uself aan ons deur u woord bekend maak. Wil u vir ons uit genade al ons sondes vergewe, wanneer ons eerder luister na die stemme van die wêreld, as om u stem as die belangrike een te aanvaar in ons lewe. Gee ons 'n honger na die skrif en leer ons om dit met geloof en gehoorsaamheid te lees. Laat u woord ons elke dag nader aan Christus bring en ons lewens verander tot eer van u naam. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Vriende, mag u 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê.